die gawe van rus. Soms is die groot gawe nie 'n besienswaardigheid nie, dis eenvoudig rus. En vandag het ons nou nie 'n program nie, geen bus wat wag nie, geen gids wat verduidelik nie, net die skip, die see, die son en die wonderlike genade van 'n dag sonder 'n lys. Jesus nooi ons in Matteus 11 vers 28, kom na my toe almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Nou Jesus het hierdie woorde gespreek aan mense wat moeg was, nie net fisies nie. Daardie soort diep moeg wat jy binne in jou voel, so diep binne-in. Die soort moeg wat ontstaan uit jare se probeer en voldoen en aanhou. Die soort moeg wat jy eers erken as jy stil sit en eerlik met jouself is. Ons beweeg eintlik so vinnig in ons lewe. Selfs vakansies word eintlik 'n lys van dinge wat om te doen. Maar vandag laat die see sy werk doen. Die ritmiese effense skommelbeweging van die skip vertraag amper met sy asemhaling. Die horison herinner, die wêreld is eintlik groter as my probleme. Rus kan beteken lê by die swembad, of 'n boek lees, of lank oor 'n koppie koffie sit te gesels, of staan op die dek en kyk hoe die water verander van blou na groen, na silwer en weer na blou, om net te wees. En in die stilte, die uitnodiging om te hoor, kom, rus, ek is hier. Ons bid vandag saam. Vader, ons aanvaar vandag u gawe van rus. Ons sit by u. Ons lê ons laste af. Dankie dat u nie van ons vra om altyd te presteer nie, net om te wees. Amen. En môre sien ons vir Napels en ook die versteende stad Pompeii wag op ons. Die heeft geïnspireerd.